Goeiemôre vriende en baie welkom by ons verdenkings op hierdie pragtige mooi Vrydagoggend. En ja, dis amper naweek, groot opgewondenheid by ons. Daar is 'n groot mark, ons wil elkeen daardie uitnooi by Nottingham Road, daar by die Junction. Ons self gaan pannekoek daar verkoop, so ek gaan vandag genoeg deeg aanmaak vir so 3000 pannekoeke. So ja, asseblief kom ondersteun ons, kom help as jy wil, kom sê sommer net hallo, dis ook goed. Ons lees vanoggend een van die mooiste verse in die Nuwe Testament. Hoor vers 37 uit Johannes 6. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal die een wat na my kom, nooit verstoot nie. So, geliefdes, dit is net so geloof, kan ons dit net weer lees. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom. En ek sal die een wat na my kom, nooit verstoot nie. Jo, wat 'n ongelooflike teks. Julle, daar's soveel mooi waarhede in hierdie teks. Die eerste ding is dat hierdie is 'n vers vol sekerheid. Hierdie is seker een van die verse in die Nuwe Testament wat die grootste sekerheid en troos gee. Ek wil hier met dit baie goed hoor. Jesus ontvang elkeen wat na hom toe kom. Daar's geen voorwaarde van maar of as nie. Dis net 'n absolute belofte. Elkeen wat na hom toe kom, ontvang hy. Ek wou nou eintlik baie mooi gesê het dat in punt 2 is daar 2 waarhede in hierdie teks. Dis God se werk. Almal wat die Vader aan my gee. Nee, dit wys die misterie van God se genade. Hy is die een wat mense trek. Hy is die een wat mense na Jesus toe bring. Die ander waarheid in die teks is ook my en jou respons, nee, my en jou reaksie daarop. In hierdie vers voel dit vir my so of die menslike verantwoordelikheid en die goddelike inisiatief loop saam. God gee ons aan Jesus, maar ons gaan na Jesus toe. Nee, dit loop in hierdie vers spanningloos saam. Die derde ding is dat hierdie vers wys vir my Jesus se hart. Hy sal die een wat na hom toe kom, nooit verwerp nie. Dis asof Jesus vanoggend vir jou sê, as jy kom, al kom jy gebroke, al kom jy skuldig, al kom jy moeg, al kom jy sondig, ek stuur jou nie weg nie. Geliefdes, as jy dalk vanoggend hier na hierdie teks luister, en iemand het dalk vir jou hierdie oordenking gestuur, of jy luister het, en jy voel, daar's iets in jou verhouding met die Here wat nog nie reg is nie. Hoor hierdie uitnodiging. Hoor hierdie absolute liefdesbelofte van Jesus. Kyk sommer maar weer na die konteks van Johannes 6. Nee, nou waar dit alles begin het, mense het brood gesoek, maar Jesus wys dat hy die brood van die lewe is. En vers 37 bevestig net, dat hy die een is na wie mense werklik moet kom. Nie vir fisiese brood nie, maar vir geestelike lewe. Nou wil ek net afsluit en sê, hierdie teks
is my ongelooflike troos vir gelowiges. Gelowiges kan rus in hierdie belofte. Jy hoef nie te vrees dat Jesus jou sal wegstoot nie. Ek kom agter dat daar is baie keer mense wat daai vrees het. Daar's baie keer mense wat kom sê, ja, maar wat as ek nou nie uitgekies is nie? Jy besef die Bybel praat nooit in daai terme nie. Die Bybel sê dit, as jy na Jesus, die Here sal die een wat na hom toe kom, nooit verwerp nie. Hier sê Jesus, jy hoef nie te vrees, hy sal jou nooit wegstoot nie. Maak nie saak wat nie, hy sal jou nooit wegstoot nie. Die verdere troos vir my is dat my redding hang nie van my prestasie af nie, maar van sy getrouheid. Weet jy wat? Selfs in swakheid mag jy weer en weer en weer en weer kom. Hy verdryf nie sy kinders nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir die ongelooflike mooi troos. Here, dankie dat ons dit mag hê. Dit is so spesiaal en ons eer U daarvoor. Dankie dat ons in hierdie waarheid mag vashou. Dankie dat U die een wat na U toe kom nooit verstoot nie. U wys ons nooit weg nie. Here, dankie daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.